Vriende, ons gaan die Bybel oopmaak vanaand by 1 Petrus hoofstuk 4. 1 Petrus hoofstuk 4, die woord van die Here, 1 Petrus 4. Ons lees saam vanaf vers 12 tot en met vers 19. 1 Petrus hoofstuk 4 asseblief. En ons vind ons vinger daar by vers 12 tot dan vers 19 asseblief. Petrus se woorde aan die kerkkinders van die Here in vers 12. Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. Maar na mate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. As julle beledig word oor die naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die gees van heerlikheid en van God op julle rus. Wat hulle betref, word hy wel gelaster, maar wat julle betref, word hy verheerlik. Want niemand van julle moet ly as moordenaar, of dief, of kwaaddoener, of as een wat hom met die sake van 'n ander bemoei nie. Maar wanneer iemand as 'n Christen ly, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik in hierdie opsig. Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? En as die regverdige nouliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn? So laat ons ook die wat volgens die wil van God ly, hulle siele aan hom as die getroue Skepper toevertrou met goeie dade. Net tot sover die skriflesing, vriende. Ek wil graag 1 Petrus 4 vers 12 as die teks in oordenking, ook vers 13 en dan net 2 hoofstukke terug, 1 Petrus 2 vers 21 deel maak van die teks in oordenking vanaand. In vers 12 staan daar: geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. Maar na mate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees. In 2 hoofstukke terug skryf Petrus in vers 21, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Vanaand se tema is wanneer die kind van God ly. Wanneer die kind van God ly. As u die navorsing van geopende deure bietjie naslaan, gee hulle vir ons die volgende statistieke deur. Hulle sê verlede jaar, of daar's 380 miljoen Christene wat tans hoë vlakke van vervolging ervaar. Wêreldwyd sê hulle, word 1 uit elke 7 Christene vervolg. 1 uit elke 5 Christene in Afrika word vervolg. Dit is 20% van Afrika se Christene wat onder vervolging staan. In Asië is dit 40%, 2 uit elke 5. Verlede jaar is amper 4500 Christene gemartel en vir hulle geloof vermoor. Daar's ook bykans 7700 kerke verlede jaar beskadig of selfs afgebrand. En daar was 4744 Christene wat vir hulle geloof toegesluit was. Wanneer ons hierdie syfers hoor, dan kom ons vanuit ons westerse godsdienstbeskouing, waar ons godsdienstvryheid geniet, en dit klink amper vir ons, asof dit eintlik abnormaal is om te dink dat kinders van God vandag nog ly. Dat daar broers en susters in Christus is, wat vanaand iewers by 'n plekkie by mekaar gekom het, en nie uit volle bors uit kon sing om die naam van God groot te maak nie, want hulle is bang, hulle word toegesluit. Hulle lippe beweeg. Maar daar kom nie 'n klank uit hulle mond uit nie. Iewers vandag is daar onder die vervolgde kerk Christene wat nie 'n Bybel besit nie.
Weet jy wat, vriende, elke week kry hulle 'n uitknipseltjie van God se woord. En dan gaan hulle met daai uitknipseltjie huis toe. Dan memoriseer hulle daai uitknipseltjie uit hulle kop uit. En volgende week bring hulle daai uitknipseltjie van die Bybel terug kerk toe. En soos wat 'n mens resepte uitruil, ruil hulle die woord van God uit. Dis wat in die vervolgde kerk gebeur, waar kinders van God lei. As jy die kerkgeskiedenis bestudeer, was dit nog nooit te ver gesog om iewers te dink en te redeneer dat as jy 'n kind van God is, jy nie sal lei nie. Jesus het van die begin af geleer dat die oomblik as jy sy volgeling word, die oomblik as jy 'n disipel van Jesus word, dan impliseer dit dat daar 'n kruis vir jou sal wees wat jy moet opneem. Hy het geskrywe in Matteus 10 vers 17, waar Jesus sê vir sy disippels, pas op vir die mense, want hulle sal julle oorlewer aan regbanke, en in hulle sinagoges sal hulle julle gesel, en ook voor goewerneurs en konings sal julle gebring word, om my ontwil, tot 'n getuienis vir hulle en vir die heidene. Aan die einde van Jesus se lewe staan Petrus daar, en hy sê vir Jesus, nou wat van hom? En die Here antwoord hom daar in Johannes 21 vers 18, voorwaar ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. En dan vers 19, dit het hy gesê om aan te dui hoe danige dood hy God sou verheerlik. Sy lyding was tot God se verheerliking. Die geskiedenis sê vir ons dat 11 van die 12 disippels gemartel is vir hulle geloof. 10 van die 12 het van daardie marteling gesterf. Hulle is gemartel totdat hulle dood gegaan het. 11 jaar nadat die Here Jesus op aarde was, is Jakobus dood. Hulle het hom onthoof. 11 jaar daarna. Jy lees van Matteus dat hy in stukke opgekap is, nadat hy jare in 'n tronk in Ethiopië was. Jakobus, die skrywer van die brief Jakobus, was 94 jaar oud, toe hulle hom soos gebring het by 'n vuurpeloton en met klippe doodgegooi het. 94 jaar oud. Matthias was onthoof. Matthias is mos nou die een wat in die plek van Judas gekies is. Hy is onthoof. Daar word vertel dat Andreas met die kort balk van die kruis in die grond gekruisig is. Markus het geval in die hande van mense. Hulle het letterlik sy liggaam met hulle kaal hande uitmekaar geskeur. Ons het een keer in een van die dienste verwys na Petrus wat onderste bo gekruisig is. Paulus is onthoof. Judas en Bartolomeus is albei ook gekruisig. Thomas het hulle deurboor met 'n spies. Lukas is opgehang in 'n olyfboom. En daar word gesê dat Johannes, die geliefde apostel, ook gemartel is. Hulle het hom in 'n pot kokende olie gegooi, maar bo goddelike natuur het hy dit oorleef. Wonderbaarlik eerder het hy dit oorleef. En hy het 'n stille dood gesterf. Maar hy was ook gemartel. Die vroeë Christelike kerk, vir hulle was vervolging iets heel normaal. Dit was aan die orde van die dag. Hulle het presies geweet, die oomblik as jy ja vir Jesus sê, het dit geïmpliseer dat jy jou eie doodsvonnis teken. Jy moes dan lei as kind van God. Vriende, die kerkgeskiedenis sê, dis eintlik normaal vir jou en my as kind van God om te lei. Baie van u wil 'n erflating vir jou kinders nalaat. En as jy nou 'n stukkie grond het, moet jy mooi daai grond laat nalaat. Sodat wanneer jy afsterwe, jou kinders nie beklei oor daai stukkie grond nie. Ons wil iets positiefs nalaat, 'n erflating. Weet jy wat sê Paulus? Wat is God se erfenis? Wat erf jy by God? Lyding. Dit staan daar in Romeine 8 vers 17. En as ons kinders is, dan is ons erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus. En nou sê hy, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons saam met hom verheerlik kan word, om te ly.
In die gedeelte wat ons saam gelees het, 1 Petrus 4, liewe vriende, skryf Petrus aan die gemeente, en hy sê vir hulle dat dit eintlik 'n eer en 'n voorreg moet wees, behoort te wees, om vir Jesus te ly. Die geskiedenis van 1 Petrus 4 het so verloop. Dit was omtrent so 30 jaar nadat die Here Jesus opgevaar het na die hemel. Dit was hier by die jaar 64 na Christus. En daar het 'n brand uitgebreek. Vir 9 dae was daar 'n brand in een van die somermaande wat hewig gebrand het in die stad van Rome. Hierdie brand het nie net uitgebreek nie. Hierdie brand is gestig deur die keiser Nero. Die keiser het beveel dat die hele stad Rome aan die brand gesteek moes word. En hy het sy soldate bevel gegee dat hulle moet keer as enige persoon probeer om daai brand te blus. Hulle is geweier. En toe pak keiser Nero die skuld van hierdie stad Rome wat gebrand het aan die kerk. Hy sê dis die kinders van God wat hierdie brand veroorsaak het, omdat hulle in opstand teen die keiser en die Romeinse ryk wou gekom het. Hulle was die oorsaak van die vuur, en dit was die vonk wat die eerste vervolging van die kinders van God tot gevolg gehad het. Weet jy, daar word vertel dat kinders van God in teer gedoop is, en op pale op die strate gesit is, en soos ligkandelare aan die brand gesteek is. Hulle was soos kersse aangesteek, terwyl hy en sy gevolg stap in die straat, dan het kinders van God gebrand. Dis wat gebeur het in daardie tyd. Daar word vertel dat hulle hierdie mense in dierevelle toegedraai het. Hulle sou die diervel papnat maak, en dan daai mens daar binne in sit. En dan sou daai vel droog word, en soos hy droog word inkrimp, dan het die lewende lug uit 'n kind van God uitgedruk en hom versmoor. Hulle sou hulle toedraai en vir wilde diere, vir leeu's voer. Daar word vertel, soos wat die strate trappe gehad het, dan het hulle die kinders van God agter strydwaans vasgemaak, en soos wat hulle gejaag het oor die trappe, het hulle koppe so stikkend geslaan en geskuur. Die bloedspoor van kinders van God in die strate van Rome. Dis hoe kinders van God vervolg is. En ewe skielik word die kerk en die kinders van God verward. Hulle dink nou maar, moet ons die hele tyd ly vir ons geloof? Hoekom moet ons nou ly vir ons geloof? En dis die rede hoekom Petrus, 1 Petrus 4 vers 12 tot 19, die inhoud daarvan vir hulle geskryf het. Dis dan die tema vanaand, hoekom kinders van God ly. En ek wil 'n paar gedagtes onder die aandag bring. Die eerste, ons ly omdat ons kinders van God is. In vers 12 sê hy, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. Vers 16, wanneer iemand as 'n Christen ly, moet hy hom nie skaam nie. 1 Petrus 2 vers 21 sê hy, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gely het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Wat 'n voorbeeld na verwys hy? Dat Christus gelei het. Hy het 'n voorbeeld vir julle nagelaat, en julle behoort in hierdie voetstappe te volg, om ook te lei, soos wat Jesus Christus gelei het. Liewe vriende, Petrus sê vir ons, vir kinders van die Here, dat dit eintlik normaal is as jy fisiese pyn beleef, as jy lyding ervaar, as jy marteling beleef, as jy lyding moet verduur, terwille van jou geloof. Dit is totaal en al normaal. Jy moet jou nie daaroor verbaas nie, sê hy vir ons in vers 12. Dis deel van jou lewe as 'n Christen. Jy kan dit verwag as 'n kind van God. Dis nie iets vreemds nie, het hy in vers 12 gesê. Jesus het ook telkens verwys dat as jy 'n kind van God is en 'n kind van God word, sal jy ly terwille van sy naam. In Johannes 15 vers 19 sê Jesus, as julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê, maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Jy ly net omdat jy 'n kind van God geword het. In Johannes 16 vers 33 sê die Here, in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Dit was nie net 'n boodskap vir daai 12 disippels of die 11 disippels nie.
Hierdie boodskap om vir Jesus te ly en dat dit normaal is, het ook in die kerk ingegaan. Dis ook die boodskap vir die kerk en kinders van God binne die kerk. In 2 Timoteus 3 vers 12 sê Paulus, almal wat godvrugtig wil lewe, sal vervolg word. In Filippense 1 vers 29 sê hy, omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, gered te wees nie, maar as jy in hom glo, ook vir hom te ly. Die oomblik as jy 'n kind van God is. Filippense 3 vers 10 sê Paulus, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en gemeenskap aan sy lyde kan hê, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Dis normaal vir jou en my as kind van God om te ly. Hy skryf in 2 Timoteus 2 vers 3, ly verdrukking soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus. Liewe vriende, jy sal ly net omdat jy 'n kind van God is. Om gered te wees impliseer dat ons die kroon van die evangelie met trots wil dra. Ons wil dit geniet, maar moenie van die kruis vergeet nie. Wees nie net tevrede met die kroon nie, maar aanvaar ook die kruis. Moet dit nie vergeet nie. Dis die stryd vir elke kind van die Here. Ware geestelike groei, ware verootmoediging behels dat ek en jy sal ly. Dat ek ter wille van 'n ander man, sy naam is Jesus Christus, sal ly op watter manier ook al. Daarom gaan ongelowiges, goddeloses jou aankla, jou haat. Hulle gaan jou verkla, valslik beskuldig. Hulle sal hulle hande om jou slaan as kind van God. Hulle gaan jou onskuldig voor die reg sleep. Hulle sal jou in tronke stop, sê Jesus. As jy 'n volgeling, 'n disipel van Jesus sal wees wat gehoorsaam is aan God se woord, moet jy weet dat vir jou as kind van God die oomblik soos 'n roosblaar, die woord sê, as jy vertrap word, kom die lieflike geur van Christus na vore. Daai lieflike geur van Christus kom nie na vore as jy nie getrap word deur lyding nie. 2 Korintiërs 2 vers 15 tot 16 het dit vir ons geleer. Die oomblik as jy 'n kind van God word, op daai oomblik is jy in die visuur van die wêreld en die god van hierdie wêreld wie die bose is. Hy is die owerste van die wêreld. Hy is die god van hierdie wêreld wat die mense se sinne verblind. En hy beplan, hy bedink bose aanvalle teen jou. Hy begeer om jou te sif, om jou te moor, sê die Bybel. Hy wil jou doodmaak. Hy wil jou vertrap, verdruk en martel. Moenie dink dis iets vreemds nie, sê Petrus. Want ons was in sy koninkryk. Ons was deel van die duisternis, maar nou het ons in die koninkryk van die lig ingekom. Ons is oorgebring. Ons staan letterlik direk teen die koninkryk van die duisternis. En daarom word ons verdruk net omdat ons kinders van God is. Dis normaal, vriende. Dis onvermydelik. Jy moet dit aanskou as deel van die evangelie. As eintlik 'n eer en 'n voorreg vir jou as kind van God. Dis lyding, dis hierdie lyding wat ander mense aan my doen. Dis 'n definisie wat ek vir u wil gee. Daar's 2 tipes lyding waarna ons gaan verwys. Die een is wanneer jy skade aan jou gedoen word, wanneer mense jou vertrap, wanneer jy ly ter wille van Jesus Christus en jy met jou lewe daarvoor betaal. Petrus het gesê dat ons nie daarvoor hoef te skaam nie. Dis normaal om as kind van God te ly. Die tweede onder jou midde, ons ly omdat dit ons leer om die wêreld en die vlees te versaak. Ons het in vers 12 gelees hierdie woorde: Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproewing lei, asof iets vreemds oor julle kom nie. Ek wil graag ook verwys na Paulus se doring in die vlees, waar hy lyding gehad het, en die Here met hom daaroor iets gesê het. Ons lees daarvan in 2 Korintiërs 12 vers 7, waar hy sê, en dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van die Satan, om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy van my sou wyk. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. En kyk wat sê Paulus toe,
baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Hoor mooi, daarom het ek behaag in swakheid. Ek het 'n behaag in mishandeling, dis lyding. In vervolging, in benoudheid om Christus wil, want as ek swak is, dan is ek sterk. Paulus het dieselfde aan die gemeente van Rome gesê in Romeine 5 vers 3. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukking, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk. Daar's 'n anderste vrug wat na vore kom. Daar is iets wat ek die wêreld kan versaak, waar ek 'n stryd in my vlees tot 'n einde toe bring. Dit lei tot beproewing, dit ontgin die lydsaamheid binne in my lewe. Paulus sê, hoe meer hy deur die Here gebruik word, hoe meer hy die geestelike gawes ontdek het, hoe meer hy hierdie openbaringe gehad het tot in die 3de hemel ingeruk is, daaroor het die Here vir hom 'n doring in die vlees gegee, 'n gebrek aan sy liggaam, sodat hy homself nie sou verhef nie, sê hy daarso in vers 7, dat hy nederig sou bly. Lyding, liewe vriende, bring 'n einde aan jou selfsug en selfverheffing. Dit bring 'n einde aan selfvoldaanheid. Lyding leer jou een ding, jy is swak en God is sterk. As jy ly, wys dit vir ons jou limite en jou gebreke baie duidelik uit. Die Here Jesus het 'n paar keer verwys na mense wat ryk was. En wanneer 'n mens materieel sterk staan, is die gevaar so erg, dat jy jou fokus van God kan afhaal, dat jy dit kan verloor, dat jy kan, verskoon tog, op jou eie vermoëns begin staat maak, eerder as om God te vertrou. Al wat help om 'n hoogmoedige persoon of volk na die Here terug te dryf, sê die Bybel, is lyding. Lyding breek hoogmoed tot aan die grond af. Ek wil graag vir jou Psalm 116 vers 67 en dan vers 71 tot 72 lees, waar die psalmis sê, voordat ek verdruk was, het ek gedwaal. As daar nie lyding is nie, dwaal hy. Maar nou onderhou ek u woord. Dit is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek u insettinge sou leer. Kan jy sien wat doen druk, wat doen lyding? Dit leer jou iets van God. Dit bring 'n einde wat jy die wêreld versaak, wat jy jou vlees kruisig. Die wet van die mond is vir my beter as 1000 stukke goud en silwer. Dis nou die rykdom wat hy sê. As ek ly, leer ek God se woord as 'n hoër gesag in my lewe te hê as aardse rykdom. Jy sien, lyding, liewe vriende, ontwikkel 'n kosbare geestelike kwaliteit. Die woord sê vir ons, dit bring lydsaamheid. Ons het in 1 Petrus 4 vers 12 gelees van beproewing. Daar in Romeine 5 vers 3 tot 5 sê Paulus, ons roem in die verdrukking, want ons weet die verdrukking werk lydsaamheid. Dis wanneer jy ly ter wille van Jesus se naam. Ek wil jou verwys net so in 'n tussenwerpsel na 'n tweede vorm van lyding. Dis lyding wat jy jouself toedien. Dis nie wanneer jy gemartel word ter wille van jou geloof nie. Dis nie lyding wat jy ontvang, vriende, wanneer mense sê, wanneer jy opstaan, wanneer iemand die naam van die Here uitelik gebruik en sê, in my teenwoordigheid vloek jy nie. Dis nie die tipe lyding waarvan ek nou praat nie. Die Bybel maak melding van 'n tweede tipe lyding. En dis die lyding wat jy jouself toedien. Dis lyding waarin ek self 'n aandeel het. Dit is die opneem van die kruis ten koste van my eie vlees. Dit is wanneer ek my vlees onder bedwang bring. Dit is lyding, vriende, om dit te kan doen. Ja, vriende, elke liewe keer as ek en jy nee sê vir die vlees en sy begeertes, dan is dit lyding. Dis lyding om die vlees te kruisig. Dit is daai selftoegediende lyding om die vlees met sy hartstogtelike begeertes te kruisig. Ons hou in die kerklike publiek nie van 'n paar woorde nie. Ons hou nie van die woorde soos selfaskese nie. Dit beteken om jouself te sny of selfmutilasie. Ons praat nie van selfdood of selfmoord nie. Ons hou nie van daai termes nie. Maar die woord van God sê, ek en jy moet ons vlees laat ly. Ons moet ten bloede veg. Ons moet ons vlees elke dag
kruisig. Ek wil jou 'n paar woorde gee, hoe die woord van God sê jy hierdie lyding van om jou vlees te laat kruisig in hierdie lewe moet doen. Hy skryf in Paulus in Kolossense 3 vers 5 hierdie woorde, maak hom dood, staan daar in Kolossense 3 vers 5. En Efesiërs 4 vers 22 sê hy, jy moet die ou mens af lê, verskoon tog. Hy skryf in 1 Korintiërs 9 vers 27, ek moet my liggaam kastei, in vers 27. In Galasiërs skryf hy dat Paulus aan homself sê, ek is dood. Ek leef nie meer nie, ek is dood. Ek is saam met Jesus gekruisig. Ek het gelykvormig geword aan sy dood. Jesus sê, Matteus 5 vers 28 tot 30, maar ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk, onthou die woord kyk, of om te sien, om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. En nou sê die volgende, as jou oog wat kyk na 'n vrou om haar te begeer, as jou oog jou laat struikel, kyk wat sê Jesus, ruk dit uit, gooi dit weg. In vers 30 sê hy, as jou regterhand jou laat struikel, kap dit af, gooi dit weg. Eintlik druk die Bybel dit so uit, en nou hou jy van die woord, selfsterwe is die Bybelse woord. Om in jouself te sterf, om jouself in jou vlees dood te maak, om hom te kastei, om hom af te lê. Dit gebeur wanneer jou liggaam ly. Dit gebeur wanneer jou vlees kruisig. Dis wanneer daardie lyding plaasvind. Paulus skryf daarso in 2 Timoteus 2, ly verdrukking. Wees in alles nigter, ly verdrukking, vervul jou bediening, dat jy self lyding ook sal toepas. Dis wanneer die vlees in die wêreld versaak word. Die derde, kinders van God ly, omdat dit in ons die sterk verlange wek na ons hemelse woning. Ons het daarvan gelees in vers 13. Na mate julle gemeenskap het aan die lyding van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Ons lyding word direk in verband gebring met die heerlikheid wat op ons wag. Dit staan ook in Romeine 8 vers 17, ons moet saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Wanneer ek en jy ly, wanneer ons hierdie vlees van ons kruisig, wanneer ons gemartel word ter wille van ons geloof, sê die Bybel, dit behoort aan ons 'n besef te bring, dat die goddelose wêreld nie ons tuiste is nie. Ons is tydelike besoekers hier, en ons het 'n diep verlange om na ons ewige tuiste in die hemel te kan gaan. Ons besef, vriende, wanneer jy lyding ervaar, dat jy 'n bywoner is. Jy's 'n pelgrim op hierdie aarde. Jy's 'n tentbewoner. Ons teenwoordigheid op hierdie aarde is eintlik van verbygaande aard. Jim Reeves het gesê, this world is not my home. I'm just passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. Die feit dat jou liggaam verdruk word, verskoon tog, laat ek maar 'n bietjie water drink. Ek doen dit nooit nie. Die feit dat jou liggaam verdruk word, die feit dat jy siektes het, liewe vriende, die feit dat jy deur veroudering afgetakel word, moet jou nie tot wanhoop of depressie laat lei nie. Dit moet eintlik vir jou 'n hernuide verlange bring na die ewige lewe. Paulus skryf daarso in 2 Korintiërs 4, vers 16 tot 5 vers 2. Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. En dan skryf hy hierdie woorde, want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het by God, ewig in die hemele, met die hande van God gemaak. Want om hierdie rede sug ons, en verlang ons ook om met die woning uit die hemel oorkleed te word. Wanneer jy ly, wanneer jy jou vlees kruisig, vriende, sê dit vir jou, daar gaan 'n einde kom aan hierdie pyn. Daar kom 'n einde aan hierdie stryd op hierdie aarde. Ons is vreemdelinge en bywoners.
Ons is nie mense, liewe vriende, wat deur die aardse rykdom verswelg word nie. Ons bou nie vir ons hier op aarde 'n koninkryk nie. Want sê Filippense 3 vers 20 en 21, ons burgerskap is in die hemele, van waar ons die verlosser verwag, wat ons vernederende liggaam van gedaante sal verander. Hierdie vlees gaan verander. Hierdie liggaam met die aardse en wêreldse lyding wat ek en jy ervaar, gaan verander word. Geen aardse heerlikheid kan opweeg teen dit wat vir ons wag nie. Daar kom 'n dag, vriende, dat hierdie ou vlees met sy vleeslike drange vir eens en vir altyd doodgemaak sal word. Dat God sy tande gaan trek, sy aanslag op ons liggaam, sy uitwerking op jou geestelike neerlaag wat jy week in en week uit beleef, dit sal tot 'n einde kom. Daar's 'n einde aan die vleeslike lydingsstryd waarin kinders van God onderwerp moet word. Paulus sê in vers 13, ons gaan jubel daai dag as dit gebeur. Dit laat my by die 4de en die laaste gedagte. Hoekom ly kinders van God? Want dit lei tot vreugde en blydskap. Vers 13 sê, na mate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Vriende, dis nie droewig om vir God te ly nie. Kinders van God moenie ly omdat hulle kinders van die Here is en dis droewig nie. Die woord sê ons doen dit met 'n smile op ons gesig. Met blydskap. Net soos wat die Here Jesus gelei het aan die kruis en Stefanus gelei het terwyl hy gestenig word en kon bid vir hulle vyande, dat die Here vir hulle ook sal vergewe, vriende. Net soos wat Paulus in 'n tronk sit in absolute blydskap in sy hart het in die gemeente van Filippi, waar hy sê, ek herhaal, verbly jou altyd in die Here. Dit is moontlik, vriende, om jou lyding te vat. Dis nie 'n bitterpil nie. Dis 'n vreugde om dit te kan hê. Dit vervul jou as kind van God met blydskap. Dis daai blydskap wat Paulus en Silas in die tronk gehad het, toe hulle in die nagtelike ure, 12 uur in die nag, lofliedere tot eer van God kan sing, nadat hulle pimpel en pers geslaan is. Hulle letterlik, hulle wonde lek. Blydskap. Jakobus het dit ontdek, toe in Jakobus 1 vers 2 sê, ag dit loutere vreugde my broeders, as julle in allerhande versoekinge val. Lukas sê, salig, en dis nou die woord, gelukkig is jy, geseënd is julle, wanneer die mense julle haat, en wanneer hulle julle verstoot en beledig, en julle naam weggooi, soos iets wat sleg is ter wille van die seun van die mens. Vers 23 sê, wees bly in daardie dag, spring op, ander vertaling sê, spring rond van vreugde, want kyk julle loon is groot in die hemel. Ons het gelees van Petrus in 1 Petrus 4 vers 13. Vers 14. As julle beledig word oor die naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die gees van heerlikheid op julle rus. Wat hulle betref word hy gelaster, maar wat julle betref wat ly, word God verheerlik. Vers 16, maar wanneer iemand as 'n Christen ly, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik in hierdie opsig. Ja, liewe vriende, dis moontlik vir jou en my om as kind van God te ly en 'n ongekende blydskap te hê te midde van hierdie lyding. Ek wil afsluit deur die ware verhaal te vertel van die bekende Spafford familie, wat te midde van lyding met dit 'n blydskap in hulle gemoed teweeg gegaan het. Dit het gebeur in Chicago in Amerika in die laat 1800s. Dit was Horatio en Anna Spafford. Hulle het 5 kinders gehad, 4 dogters en 1 seun. In 1870 het hulle seun 'n dodelike graad van longontsteking gekry en hy het gesterf. 'n jaar daarna het hulle gepraat van the biggest fire in Chicago. En hierdie Horatio Spafford was 'n prokureur en hy het eiendomme gehad, sy geld, beleggings was in eiendomme, en daai Chicago vuur het alles verwoes, en hy was bankrot gewees. En hulle besluit 2 jaar daarna om Europa toe te gaan, en so stuur hy sy familie op die 21ste November 1873 op 'n skip, 'n Franse skip, so lank op pad Europa toe, en hy sou 4 dae later sou hy ook by sy vrou aangesluit het, net met 'n ander skip. Daar was 313 passasiers op hierdie skip gewees,
Anna Spafford en haar 4 dogters was ook op hierdie skip gewees. En 4 dae later, terwyl die skip op die oseaan gevaar het, het hierdie skip loodreg in 'n Skotse skip vasgebots. Anna het haar daar en saam met haar kindertjies bymekaar gehark. En daar word vertel hulle het op die dek 'n gebed gebid. Dit was haar 4 dogters Annie, Margaret, Bessie en Taneta. En hulle het gekniel en vir die Here gevra om hulle te bewaar. En binne 12 minute het daai skip gesink. Net Anna Spafford het dit oorleef. En sy het vir haar man 'n telegram gestuur toe sy in Europa aangeland het, alleen gered. Wat moet ek nou doen? 4 dae later het haar man ook met 'n ander skip gekom. En terwyl hulle ook 4 dae in die reistog was, het die skeepskaptein na Horatio toe gekom en vir hom gesê, meneer Spafford, ons is pas oor die plek waar die skip gesink het met jou kinders, in die watermassa verdwyn het. En op daai reistog skryf Horatio Spafford die lied van 'n baie bekende lied, Dit is wel met my siel. En ek wil vir jou net 'n paar van die woorde lees, waar hy van hierdie lyding praat en die blydskap. Hy skrywe, as vrede my pad deur die wêreld verlig, as smarte my wil verniel, dan antwoord ek, watter lot my ook tref, dit is wel met my siel. Hoe vel die besoeking, hoe Satan ook trag, om my te vertrap met sy hiel, steeds gryp ek weer moed, want my heiland is daar en hy stort nuwe krag in my siel. Voortaan is dit Christus, ja Christus alleen, selfs waar ek in droefheid moet kniel. Geen stryd is te swaar nie, in lewe en dood bly my heiland die troos van my siel. Dit is wel met my siel. Liewe kinders van die Here, wat 'n voorreg is dit nie eintlik vanaand om te sê, o Here, ons wil ook vir U ly nie. Terwille van die Here Jesus, jy het sekerlik die grootste eer wat jy aan God kan bring, as jy ook die kruis dra en nie net die kroon wil hê nie. Dis nie vir jou en my droewig nie. Dis 'n vreugde. Dit ontketene blydskap. Om te ly deur ons vlees te kruisig daagliks, vriende, moenie 'n straf vir jou en my wees nie. Ons behoort as kinders van God dit gewilliglik te doen. Ons behoort dit daagliks te doen, sonder om 'n maarte in ons siel te hê oor hierdie vlees wat net nie wil beheer word nie. Ons hoef nie kwaad en ongelukkig te wees as ons moet ly teen die plesiere wat hierdie wêreld ons bied, asof ons dit gaan mis nie. My broer en suster, neem vanaand die kruis van Jesus op met vrymoedigheid, nie met dwang nie, met blydskap. Kruisig jou vlees. Maak dood, sê die woord. Lê af. Kastei daai liggaam en beklee jou met die Here Jesus Christus. Kom ons doen dit vir Jesus. Paulus sê dis net tydelik. Dit sal nie vir altyd hou nie. Daar wag 'n heerlike hoop vir jou en my as God se kinders. Verwerp nie die lyding van hierdie wêreld nie. Ontvang dit met groot dank en blydskap. Ek wil net ten slotte dalk net 'n opsomming gee van ek glo dit wat die Here met ons kom deel het en dit wat hy vir ons kom wys in die afgelope tyd, net om so 'n bietjie dit bondig saam te kan vat, ook wat hierdie verootmoedigingstyd vir ons was. Ons het geleer, vriende, dat kinders van God nie draadsitters kan wees nie. Dat ons moet ontdek wie ons is. Dat ons moet kies om een te wees met die Here Jesus. Dat ons aan hom vasgebind sal wees, met hom wil vasgebind wees. Ons het geleer, vriende, dat ons nie stil deur hierdie lewe kan gly sonder om hard en luid die geluid van die evangelie te verkondig nie. Want daar is 'n ontroering, daar's 'n beweging in die hemel wanneer ons die evangelie verkondig en sondaars positief daarop reageer. Jy kan nie as kind van God prys die Here met blye galme sing terwyl jy 'n wrok in jou hart het. Onvergewensgesindheid teen 'n broer of 'n suster nie. Ek moet hom of haar vryspreek. Ek moet kies om hom of haar te vergewe. Ek moet aanbeweeg.
Ons het geleer, vriende, dat ek nie net die Bybel op my bedkassie moet hê nie. Ek moet hulle nie net versamel nie. Ek moet in omgang met God se woord verkeer. Ek behoort my te verdiep in die woord van God. Ek moet dit lief hê en ek moet dit koester. Vanaand het ons geleer dat ek nooit mag wegskram van lyding nie op hierdie aarde nie. Dit behoort 'n voorreg te wees om in die lydingvoetspore van die Here Jesus te volg, soos 1 Petrus 2 vers 21 vir ons sê. Ons behoort met vrymoedigheid die Via Dolorosa, dis natuurlik die pad, die kruispad wat hulle voorspel, reken die Here Jesus gestap het na die kruis. Dit word die Via Dolorosa genoem. Ons moet dit stap vir ons meester. Sy las is toe nie so swaar nie. Dis lig. En ek dra dit met 'n blymoedige hart. Mag God u begenadig, my broer en my suster. Mag die heerlikheid van die Here u hart vervul. Mag sy aangesig u bestraal. Word die helder lig, die goddelike rein instrument in God se hande in hierdie jaar. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord. Dankie dat u vir ons leer dat dit heel normaal is om te ly. Ek weet daar's kerke in die Christelike kerk wat sê geen lyding vir jou nie. Geen pyn vir jou nie. Jesus het vir jou gesterf dat jy net die goeie moet hê in die lewe. Dit is nie wat die disippels ervaar het nie. Dit is nie wat u ervaar het nie. Die mense vir wie Petrus geskryf het, die kinders van God daar in Rome, vir hulle was dit vreemd om te dink, moet ons ly nie nie. En toe sê u deur Petrus, dis normaal. Moenie jou verbaas as jy ly nie. Dis nie iets vreemds nie. Moenie skaam kry daaroor nie. Vat jou kruis met trots. Dra jou kruis daagliks. Ja, Here, ons dink wanneer ons dink aan die martelaarskroon en ons dink aan die disippels wat gemartel is, dan sê ons vir onsself, maar ons bly in 'n westerse land met godsdienstvryheid. Hoe gaan ek ly vir Christus? Ek ly vir Christus, Here, wanneer ek my vlees kruisig. As ek hom doodmaak. As ek nie my wil doen nie, maar u wil. As ek ten bloede veg. As ek hom kruisig. As ek hom kastei. As ek hom wegruk, uitruk, afkap. Dis pynlik, want ons vlees wil dit nie doen nie. Met alles in ons wese sê ons vlees vir ons moet die teenoorgestelde doen van lyding. En daarom wil ons ook vanaand 'n keuse maak, en dit is om ons vlees te onderwerp aan die kruis van Jesus Christus, die lyding wat hy deurgegaan het. Here Jesus, u het die pad vir ons gestap, ook die pad van u kruis. U het vir ons ook daar 'n voorbeeld gestel, sê Petrus, ons moet in u voetspore volg, toe u gelei het, en u nie teruggeskel het nie. U het die mond nie oopgemaak nie. U het die lydingspad vir ons ook gestap. En ons wil in daai voorbeeld volg. Met alles wat in my is, wil my vlees so opspring en sê, ek wil dit nie doen nie, ek sal dit nie doen nie. Ons grootste stryd is die vlees van mense. Ons eie vlees. En hy moet doodgemaak word. Hy moet gekruisig word. Dis lyding, wanneer ek self in myself sterf. En ek wil dit nie droewig doen nie, om 'n kind van die Here te wees en te ly is een van die wonderlikste voorregte. Ek doen dit met blydskap, dis 'n vreugde. Dis nie iets vreemds nie. Help ons om vir u te ly, daar by die huis. Nie net vir ons geloof nie, maar om myself te kruisig, te onderwerp aan die Here Jesus Christus. Wees u die naprediker van hierdie woord, die saad wat u gesaai het, laat dit ontkiem, laat dit vrug dra, laat die vrug wat wys, na die Here Jesus toe wys. Mag die landbouer verheerlik word oor die vrug wat u bewerk in ons hart. En dit bid ek in die naam van Jesus met dank. Amen.